Goeiemiddag, dames en here, broers en susters, baie welkom by vanmiddag se katekisasie. Ek is bly om julle weer te sien, althans wie wat hier kan wees. Kom ons sluit die oë, dan bid ons eers saam. Ons goeie God en troue Vader, ons loof en prys en aanbid U vir wie U is, U grootheid wat ons verstand te bowe gaan en U genade wat ook ons verstand te bowe gaan. En alles wat U is, ons aanbid U as die groot almagtige God. En ons is maar piep klein in vergelyking met U grootheid. Maar U het ons geskape en ons mag as U kinders U leer ken as 'n God wat goed is vir die skepping en wat sorg vir die skepping. Ten spyte van ons as mense wat U as rentmeesters aangestel het, as die kroon van die skepping, ten spyte van ons opstand en sondeval, ons rebellie, het U tog weer die genade betoon. En ons dankie daarvoor, Here, dat ons nou weer 'n nuwe kans by U kry en dat ons mag opgroei as U kinders met 'n pragtige taak op aarde, al is dit nog nie vrede op aarde nie en is die geestelike stryd steeds gaan dit onverpoost voort. Wil U ons daarvoor toerus, ook hierdie vanmiddag se katekisasie, as ons weer gaan fokus op dit wat U skrif ons leer. Ons bid dit nie uit verdienste, maar uit genade in Christus wil. Amen. Ok, kom ons sing saam Psalm 87, die 3de vers. Psalm 87, vers 3. Goed, hier word gepraat oor verskillende lande soos Egipte en Babel en Filistyn en More. More is 'n ou woord vir Afrika. Hulle almal sal God se naam ken. Hulle sal jou die moederstad noem. Nou, dis nou Jerusalem. Hierdie is 'n profesie vir die toekomstige Jerusalem wat die kerk van Christus is. En vandag het dit waar geword. Ekskuus. Want uit al hierdie lande is daar nou gelowiges wat deel van die kerk is. Kom ons sing nou 87 vers 3. Egipte, Babel, Filistyn en More, ook Tyrus ken my naam as hoogste skat. Almal noem jou nou die moederstad. Ek sien al die en die is daar gebore. Right. Heinrich het ek gesien, jy is hierso. Marius het afgemeld. Albert. Ja, sê so. Armand. Jou sussie het jou ma afgemeld. Werner is somewhere, ja. Stian. So. Carmen, ja. Margo, ja. Kobus is hier. Usual Berend is ook hier so. Junel, ja. Thomas is hier so. Anik, Annika ook daar so. En Heno, het ek gesien, ja. En Saskia is daar so. En Henry is hier so. Ewen, ja. Grete. Het iemand iets van Grete af? Christen is hier so. Goed, dit was die lysie. Goed mense.
Ek het vir julle gevra om die stellings van die demonstrante weer te leer 1 tot 4 met die gereformeerde antwoord daarop vanuit die Bybel. Kom ons gee maar eers vir julle kans om dit te doen. En dan gaan ons verder. Ja. Jy skryf die stelling neer en die antwoord. Ja. Nee, ja, kan ek die stelling voorskryf met die antwoord? Ekskuus. Kan ek die stelling... Dit reg solank jy kritisch kan aansit. Ja? My pen reeds uitgeleend. Solank jy iemand anders se pen leen en nie sy antwoord ook leen nie. Dit is op jou gewete. Kyk of daar agter pen is. Soms kan so helder, maar toch hoor ek wonderlik. Is dit moontlik? Of is dit iets anders wat so lawaai maak? Is ek reg? Ok, hierdie penne moet julle weer inhandig asseblief. Please return these pens. It belongs to the church. Ja, die reën is awesome hoor. Jo. Dit val net nie ophou nie. Dit is baie bevoorreg.
mense. Sê vir my, het ek laasweek preekverslae verdeel? Nie waarvan ek weet nie, nee. Dan kan ons dit nou gou doen. Sal julle daardie voorreg nie onthou nie. Goed, so dan gaan ons dus vir volgende week dit uitdeel. Stian, sal jy die preek doen vir Goeie Vrydag? Ja. Dis oormôre. Dan Carmen, sal jy die preek doen vir Paasondag, Sondagoggend? Dan Margo, sal jy die preek doen vir Sondag aand? Paasondag aand. En dan Deren, sal jy die preek doen vir Sondagoggend in Maranatha? En Thomas, sal jy die preek doen vir Sondag aand? Baie dankie. Julle weet nog wat om op te skryf, nee? Julle onthou nog om aandag aan te gee. Ek het dit dink ek op die WhatsApp groepe mos gedeel. Al is dit nou al 'n rukkie gelede. Kyk of ek dit weer kan opspoor. Ja, so jy gee vir my die skriflesing en die teks. Jy gee vir my die tema en die punte. En dan jy beantwoord die vraag, wat het ek geleer in my lewe? OK. OK, ek het dit weer geforward op die groep, so julle kan dit op die groep vind. OK. Mooi so, daar hoor ek die goed piep. OK, mense, dan gaan ons nou na teen hierdie tyd vir ons redelik bekende Dordtse leerreëls. Hoofstuk 3 en 4 het ons al begin behandel. Ons is al ver in die hoofstuk in. Ons het gekyk na die twee stellings wat hierso bespreek word. Die eerste stelling van die remonstrante dat die mense wil net gedeeltelik verdorwe is, en die antwoord vanuit die Bybel, die mense wil is heeltemal verdorwe. So die mense wil het heeltemal sleg geraak, né? Soos 'n kar op 'n afdraande wat nie meer self kan stop nie, hy boender voort na die afgrond. En slegs as iemand hom fisies keer en terugtrek, gaan hy kan stop. Dis nie asof hy op 'n teersplitsing staan en self kan kies of hy die goeie of die verkeerde kant op wil gaan nie. So is dit met die mense wil. Maar nou dat die Here Jesus ons gered het en die Heilige Gees ons wil vernuwe, nou raak ons weer in staat om die goeie te kies, né? En so het julle elke dag dat julle dit beleef, dat julle die regte kies of die verkeerde, né? Deur die werking van die Gees in jou lewe, raak jy weer in staat om die goeie te kies, né? Jy is by die huis en jou boetie het nou net vir jou baie lelik behandel en jy kan nou kies. En dan kies jy om nie jou boetie terug lelik te behandel nie, maar om die ding bietjie
weet te laat rus, dat jy die positiewe gekies. Hoe was dit moontlik? Die Gees het in jou gewerk, nee? Jy kan nou weer reg kies, danksy sy werk in jou. Dis die wonderlike. Maar dit was dus nie ons oorspronklike toestand na die sondeval. En dan die vierde stelling, 'n mens kan God se genade verwerp. En die antwoord, God se genade is onweerstaanbaar. As hy sy genade aan jou bewys, dan het dit iets tot gevolg in jou lewe. Dit is onweerstaanbaar. Goed, kom ons maak die Dordtse leerreëls oop en dan lees ons verder. Net gou kyk tot waar ons gekom het. Ons het die verwerping van die dwalings behandel tot die 5de dwaling. So ons gaan nou die 6de dwaling doen. Die verwerping van die dwalings, nommer 6. OK? Het julle hom? Hoofstuk 3:4, verwerping van dwalings nommer 6. OK. So kom ons lees eers die dwaling. Christen, sal jy hom lees, nommer 6 se dwaling. Ja, dankie. So hierdie is basically 'n vraag oor waar kom jou geloof vandaan? Die remonstrante het geleer, onthou hulle het 'n optimistiese mensbeeld, né? Dit was die begin van die humanisme. Humanisme beteken baie positief dink oor die mens en al sy vermoëns. En die remonstrante het baie positief gedink oor die mens en gesê, as God met sy evangelie kom, dan kan die mens kies om daarin te glo of nie. Hy het daai vermoë in homself. Dit is wat hierdie dwaling sê, né? Die antwoord dat teen uit die skrif is, ons gaan dit nou lees, selfs die geloof moet die Here aan ons skenk. So dit is wat die synode leer. Daarmee weerspreek hulle die Heilige Skrif, dis nou die remonstrante, wat getuig dat God nuwe eienskappe van geloof, gehoorsaamheid en die besef van sy liefde in ons harte uitstort. Soos byvoorbeeld hierdie Bybelvers, ek gee my wet in hulle binnenste en skryf dit op hulle hart, Jeremia 31. En ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond. Ek sal my gees op jou nageslag giet, Jesaja 44. So hier word beeldspraak gebruik. Wat gebeur as jy water giet op droë grond? Dan begin die saadjies wat daar lê te groei. Maar as daar nie water kom nie, dan gaan die saadjies nie groei nie. En dit word hier bedoel, die Here, hy stort sy gawes uit en eers dan begin die geloof te groei. Nog 'n Bybelvers is Romeine, kom ons lees hom. Die liefde van God is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Romeine 5 vers 5. Hulle, is nou die remonstrante, is ook in stryd met die voortdurende gebruik van die kerk van God, wat in die woorde van die profeet so bid, bekeer my, dan sal ek my bekeer, Jeremia 31 vers 18. Dit is eintlik 'n baie mooi Bybelvers hierdie, né? Jeremia is baie nederig en hy besef, op eie krag gaan ek myself nie eers kan bekeer nie, so ek vra in afhanklikheid van die Here, bekeer my
dan sal ek die krag hê om myself te bekeer, né? En dit is iets wat ons elke dag ook, ek en jy moet bid, né? Aan die begin van elke dag, Here, wil U my bekeer, dan sal ek my bekeer, né? Wil U my vandag alles skenk wat ek nodig het, en dan kan ek in U diens lewe. Ja. Dit is die verhouding tussen 'n pa en 'n kind, né? 'n vader en 'n kind verhouding. Hy gee eers en dan verwag hy. Né? Hy verwag nie eers en dan gee hy as beloning nie, maar hy gee eers uit liefde en dan verwag hy. Dan gaan ons nou na 7 toe, dwaling nommer 7. Hier is 'n hele rits dwalings. Jonel, sal jy hom lees asseblief? Baie dankie. Goed. Nou as die mens bekeer wil word, sê die remonstrante, dan het hy 'n ligte aansporing nodig. En hulle noem dit dan aansporende genade. So jy het 'n ligte aansporing nodig. Nou is dit waar, kom ons sê, kyk wat die synode leer. Dit is suiwer pelagiaans en in stryd met die hele skrif, wat behalwe aansporing nog 'n ander baie kragtiger en goddelike werkwyse van die Heilige Gees by die bekering van die mens ken. En dan gee ons 'n teks uit Jesegiel. Ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. OK. So weer eens die verskil tussen 'n baie optimistiese visie op die mens en 'n baie meer realistiese visie op die mens. Demonstrante praat van aansporende genade, ja? Laat ek 'n voorbeeld noem, maar dis nou 'n bietjie 'n snaakse voorbeeld, maar dis net dat julle hooplik die punt kan begryp. So as jy 'n hondjie by die huis het, né? En jy wil dat hy nie uit die hek uit hardloop nie, maar dat hy mooi in sy mandjie gaan lê. 'n ligte aansporing sou wees, ag my liewe hondjie, sal jy asseblief teruggaan en in jou mandjie gaan lê? Dis 'n ligte aansporing. Dink jy die hondjie gaan luister? Wel, jy sal moet sê, skoort, terug, huis toe! En as jy gelukkig is, sal die hondjie luister, maar 10-1 gaan die hondjie dan ook nie luister nie. Want hy het nog nie geleer om te luister nie. Wat jy waarskynlik sal moet doen, is jy sal die hondjie moet optel en terugdra tot by sy mandjie. En dan sal jy vinnig moet hardloop die hek toemaak voordat hy uitkom. OK. So dis die verskil, né? Die remonstrante sê, ag, die mens het net 'n ligte aansporing nodig, dan sal hy hom tot God bekeer. As die Here sê, ag my liewe mens, sal jy jou asseblief tot my bekeer? Ek mis jou so. Sal die mens homself bekeer tot God? Nee, dis nie realisties nie. Wat is realisties? Wat die Bybel sê in Jesegiel. Die Here moet eers die hart van klip uit ons uitsny en vir ons 'n hart van vlees gee. Die Here moet eers ons hart sag maak deur so 'n ingrypende operasie, ja? So dis nog veel meer as op ons optel soos 'n hondjie. Hy moet selfs ons oopsny, 'n hart uithaal en ons 'n nuwe hart gee voordat ons sal luister. Dis baie ingrypend, né? Ja. So ja, dit is
weer eens die verskil tussen dink jy baie positief oor die mens of is jy baie skepties oor die mens en dan skepties oor die natuurlike, oorspronklike mens, né, voordat hy deur die Heilige Gees vernuwe word. Ja. Die mens is nie net gedeeltelik verdorwe, soos die demonstrante sê nie. Hy is uit homself heeltemal verdorwe. Sharp, kom ons gaan na die 8ste dwaling toe. Marcus, sal jy hom lees? Nou sê hy, dankie. So, hier staan, die mens kan God weerstaan en sy eie wedergeboorte verhinder. Dit is in sy mag om dit te kan doen. Ja? So dit is wat die demonstrante sê. Kom ons luister wat die synode leer. Dit beteken niks anders nie as om al die krag van die genade van God in ons bekering weg te neem en die optrede van die almagtige God aan die wil van die mens te onderwerp. Dit is in stryd met wat die apostels leer, soos byvoorbeeld in Efesiërs 1. Ons glo na die werking van die krag van sy sterkte en 2 Tessalonisense 1, dat God alle welgevalle aan wat goed is en alle werk van die geloof in ons met krag volkome maak. En ook 2 Petrus 1, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. OK. Volg julle. Ja? So die gereformeerdes sê hierdie neem eintlik God se krag weg en maak God afhanklik van die mens as hy nou wil of nie. Ja? Terwyl in die Bybel staan dat die Here ons met sy goddelike krag die wedergeboorte skenk. En as hy dit skenk, dan gebeur dit ook. So gaan vir 'n oomblik na die stelling wat julle vandag geleer het. Stelling nommer 4. 'n Mens kan God se genade verwerp. Wat is die antwoord? God se genade is onweerstaanbaar, né? So dit is basies wat in hierdie paragraaf gesê word by hierdie dwaling. Ja, die demonstrante sê die mens kan God se genade verwerp. En die gereformeerdes sê nee, sy genade is onweerstaanbaar. Ja. So om terug te gaan na nou se voorbeeld, as jy nou 'n klein hondjie is wat by die hek wil uithardloop en die Here is jou baas, dan gaan die Here nie vir jou vra, hondjie, wil jy uithardloop of wil jy binne bly? En as die hondjie sê, woef, woef, ek wil uithardloop, dan is dit oukei.
As die hondjie sê ek wil binne bly, okay, dan sal die baas hom optel en terugdra na sy maat. Dis basies wat die remonstrante sê, né? Die Here gee die keuse vir die mens. Ja? Die Reformeerde sê wat God doen is die mens het nie 'n keuse nie. Daai hondjie kan nie kies wat hy wil doen nie. Hy word gewoon opgetel en teruggedra en na veiligheid gebring, want as hy uit die uithardloop gaan die kar omtrap. So hy word gewoon teruggedra. Die Here red hom, sy skepsel, né? So dit is wat hier aan die gang is, né? Om dit in terme van die stelling te sê, 'n mens kan God se genade verwerk. As die hondjie opgetel word, dan kan die hondjie blaf, blaf, blaf en uit jou arms uitspring of jou probeer byt maar hy gaan dit nie reg kry nie, want jy is baie sterk en jy hou stewig vas en jy bring hom terug na sy veilige plek. Ja, God se genade is onweerstaanbaar, want dit is genade dat daai hondjie teruggedra word. En dit is onweerstaanbaar, daai hondjie kan maar spartel, hy gaan nie loskom nie, ja? Daarvoor is jy te sterk. So dis wat hier bedoel word, né? So weer eens, die keuse word nie by die mens gelos nie, God neem die keuse. En dis net iets wat ons kan dankbaar maak, né? Kan ons net baie dankbaar maak. Ons verstaan dit nie altyd, maar ons is net baie dankbaar dat die Here dit met ons doen. Ja? Want uit onsself sou ons dit nie gedoen het. Ons sou soos die hondjie wees wat uit die hek uithardloop en voor ons weet, lê ons dood op die pad. Goed, dit was hierdie dwaling. Dan gaan ons na die laaste enetjie hierson, nommer 9. Carmen, sal jy hom lees asseblief? Die genade en die vrye wil is gedeeltelik grondslag van wat altyd sal begin van die bekeerde werk. Die genade gaan in die volgorde ook nie aan die werking van die wil veraf nie. Dit wil sê, God help die menslike wil nie kragtig tot bekering voordat die menslike wil self in beweging kom en daarop besluit nie. Baie dankie. So, weer eens, as ons altyd dit onthou, Kobus, volg jy? As ons dit onthou, dan verstaan ons altyd, wat is die probleem tussen die remonstrante en die gereformeerdes? Die remonstrante dink gewoon te positief oor die mens, né? Nou, hierdie is ook weer so 'n voorbeeld, né? Die remonstrante sê, die bekering van 'n mens is eintlik 'n optelsom. Die Here doen iets en jy doen iets. Wat doen die Here? Hy gee sy genade. Wat doen jy? Met jou vrye wil maak jy 'n goeie keuse. Daai twee saam, dit werk mooi saam en dan kry jy bekering, né? Verstaan julle? So dit is die redenasie van die remonstrante. Weereens is die gereformeerdes realisties, né? Die oomblik as ons vry wil hoor, dan moet ons mooi dink. Is ons hier te optimisties. Kom ons kyk wat die synode hier leer. Die kerk van ouds het hierdie leer al lankal by die Pelagiane veroordeel kragtens die woorde van die apostel, Romeine 9, so hang dit dan nie af van die een wat wil, of die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is. En ook 1 Korinte 4, wie trek jou voor, en wat het jy, wat jy nie ontvang het nie? Baie duidelike teks. En net so, dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. So hier is 'n paar baie mooi duidelike tekste, né? Wat die omgekeerde bewys van wat die remonstrante gesê het. Die remonstrante het gesê, dis 'n optelsom, die bekering gebeur as jy God se genade kry, maar as jy self ook uit jou vrye wil 'n goeie keuse maak.
dan kom daar bekering, dan raak jy 'n gelowige mens. As gereformeerdes sê ons, dis mos nie wat ons in die Bybel lees nie. Ja? Dit hang nie af van die een wat wil nie. Dit wil sê, ons wat wil, ons wil is dood. Hy wil net sleg. So, dit kan nie van ons afhang. Maar dit hang af van God wat barmhartig is. En dan ook daai baie eerlike vraag, wat het jy wat jy nie ontvang het nie? Ja? So selfs daai goeie keuse het die Here ons geskenk. En dan ook Filippense, dit is God wat in julle werk om te wil. Ja, so voordat ek regtig wil die Here dien, moet die Here dit in my werk, anders gaan ek dit mos nie wil nie. Werner en jou buurman, kyk hierheen, let op. So, dis 'n baie mooi teks hierdie, Filippense 2, né? Dit is God wat in julle werk om te wil. Ja. So, op 'n manier is hierdie moeilike stellings, moeilike dwalings, nogal tegnies, maar solank jy in gedagte hou wat die basiese probleem was met die demonstrante, dan kan jy altyd dit wel min of meer volg, né? Die basiese probleem was, hulle was te optimisties oor die mens. Terwyl die gereformeerdes gewoon die Bybelse siening gehandhaaf het van oorspronklik kan jy nie optimisties wees oor die mens nie, maar jy moet letterlik alles van die Here verwag. Nadat die Here sy genade gegee het en ook jou wil herskep het, ja, dan het ons 'n nuwe mens en dan kan ons mooi dinge van die mens verwag. Maar dis die Here se werk, né? Soos wat julle hier sit, kan ek mooi dinge van julle verwag, want die Here het reeds 'n goeie begin in julle lewens gemaak. Ja? Maar ek gaan julle nie daarvoor prys nie, ek gaan die Here daarvoor dankie sê vir wat hy in julle lewens gedoen het. So dit is basies waaroor dit gaan, dit is basies die verskil. Goed, wie het 'n vraag? Junel. Net die dominee gesê dat as iemand iets goed doen, dan is hy heilige gees wat in hom werk. Wat is dit dan as jy as ateïs iemand wat nie in die Here glo nie? Wat is dit? Aha, goeie vraag. Dit hang af van hoe jy, wat 'n definisie jy gee aan 'n goeie werk. Ja? Nou, die katekismes sê byvoorbeeld 'n goeie werk is iets wat gedoen word volgens die wet van God en tot sy eer. Okay, dis 'n goeie werk. So 'n ateïs kan goeie werke doen wat 100% in lyn is met die wet, maar doen hy dit tot God se eer of nie? Verstaan? So dit is die eerste wat ek sou wou sê. En die tweede, ons moet nie die Here se werk onderskat in mense se lewens nie, selfs in ongelowige mense. Want solank hulle nog lewe op aarde, is hulle in genadetyd. Ja? En die Here is hulle baie genadig, hoewel hulle hom nie wil dien nie, gee hy hulle nog alle tyd en ruimte, né, om na hom terug te keer. So, hy beïnvloed nog steeds hulle lewens. En selfs in ongelowiges kan God soms iets goeds doen. Ja. Maar dit mag nie, ook daar beteken dit nie, hulle kan hulle self die krediet gee dat hulle dit gedoen het nie. Ja. So dit is my persoonlike mening. Ja. Dit kan ons soms beskaam as ons sien dat daar ongelowiges is wat soms dalk beter lewe as gelowiges. Dit moet ons wakker skud, né? Soms het jy sulke voorbeelde, ja. Maar ook daar moet mens aan die Here die krediet gee, nie aan mense nie. Goed, wie het nog 'n vraag?
Het julle nie nog 'n vraag nie? Enige ander vraag? Ons gaan volgende week verder met hoofstuk 5. Ek gaan nie nou met hom begin nie. Maar ek hoop dat julle bly volg. Julle kan weer hierdie 4 stellings deurgaan, sorg dat julle goed ken en ook die reaksie daarop. En ja, ek hoop om julle goeie Vrydag in die kerk te sien. Wie van julle gaan met vakansie? So hier en daar is al mense wat weggaan. Ja, maar hopelik kan julle inskakel by die diens aanlyn. Hoekom noem ons dit Goeie Vrydag? Stean? Dis reg, maar jy moet my antwoord, jy moet nie my 'n vraag vra nie. Nou, dit is reg wat jy sê, ja. Maar dan moet dit mos eintlik slegte Vrydag wees. Dis mos 'n slegte ding dat hy aan die kruis gesterf het. Ekskuus? Ja, vanuit daai oogpunt word dit skielik 'n goeie Vrydag, né, omdat hy as middelaar vir ons sondes gesterf het. Ons hoef dus nie die straf te kry nie. In daardie opsig is dit 'n goeie Vrydag. Daarom noem ons dit Goeie Vrydag. Maar wat interessant is dat daar is mense wat navorsing gedoen het en wat sê Christus is eintlik nie op die Vrydag gekruisig nie, maar op die Donderdag. Wie van julle het dit al gehoor? Ja, so daar is mense wat dit sê vanuit hulle navorsing, uit die skrif en uit die geskiedenis, dat hy eintlik op die Donderdag gekruisig is. Jy sal nêrens in die Bybel lees die woord Vrydag, dat hy op Vrydag gekruisig is. Dit lees jy nêrens nie. Ja. So, dit is moontlik, ja, maar die tradisie het dit nou so ontwikkel dat ons dit op 'n Vrydag vier. Dis reg, ja. Maar hy is op die Sabbat gekruisig, hy is nie op die Saterdag gekruisig. Ja. Maar daar is iets in wat jy sê, want in die Bybel staan daardie Sabbat was groot. Dit was rond Paasfees en dan het hulle die Sabbat verleng soms, veral by die groot feeste. So daai Sabbat is, sê hulle dan verleng tot die Donderdag. So hy het al die Donderdag begin, hy het eers die Saterdag opgehou. Sabbat beteken dan 'n rusdag, né? So dit was 'n groot fees waar die mense dan rus het van die Donderdag tot die Saterdag. En hulle sê ook die Here Jesus het mos 'n paar keer gesê hy gaan gekruisig word, maar op die 3de dag gaan hy weer opstaan. Nou as hy op Goeie Vrydag gekruisig is, wanneer gaan hy opstaan? Die Sondag. Is dit die 3de dag? Word dan gevra. Nou sê daar mense, ja, maar jy moet inklusief tel. En die Jode het inklusief getel. Dit beteken, as ons tot 3 tel, dan sou ons sê die 3de dag is Saterdag 1, Sondag 2, dan moet 3 Maandag wees. As die Jode inklusief tel, beteken dit die dag waarop dit is, tel hulle ook al. So Vrydag is 1, Saterdag is 2, Sondag is dan 3, 3de dag. Maar, dan is daar weer mense wat sê, die Here Jesus het self gesê, soos Jona 3 dae en nagte in die visse maag was, so sal hy 3 dae en nagte in die graf wees. As jy dit toepas, dan werk dit nie dat hy op Vrydag gekruisig is, want dan is dit beslis nie 3 dae en nagte wat hy in die graf was.
Maar dit kan wel werk as jy op donderdag gekruisig is. So dit is op sig ook 'n bewys dat dit dalk die donderdag was. Dat hy dus wel letterlik 3 dae en 3 nagte in die graf was. So, ons weet nie meer presies nie. Volgens die tradisie vier ons dit op Goeie Vrydag, op die Vrydag, maar dit kan wees dat dit op die donderdag was, ja. As daar in die toekoms baie duidelike bewys kom, dan kan ons dit dalk 'n keer terug verander na die donderdag, wat dink ek vir julle almal lekker sal wees, want dan het jy 'n ekstra vakansiedag, maar dit mag natuurlik nie die rede wees nie. Ja. Maar dit is nie gefixt of is soos Pieter daar is spesifieke naweek nie, het gaan oor die gedagte, het gaan oor daai tyd van die jaar. Dis reg, ja, dit gaan oor die gedagte, dis belangrik, né? Ja. Want dit het ons by ander feeste ook. Ons vier die fees op 'n spesifieke dag, volgens die tradisie, maar neem byvoorbeeld Kersfees, né? Ons die tradisie vier ons dit op 25 Desember, maar almal stem eintlik saam dat Jesus nie op die 25 Desember gebore is nie. Hy is waarskynlik gebore op 31 Oktober of 1 November. Dit is wat die navorsing uitwys. Maar ja, die tradisie doen dit nou 25 Desember, daarom vier ons dit, né? Maar dit gaan dus oor die gedagte dat ons dit vier, né? Al weet ons die dag is eintlik nie meer die korrekte dag nie. Ja. Goed, enige verdere vrae? Dan sien ons uit na Goeie Vrydag of Goeie Donderdag, wat dit ook al is, in elk geval die dag toe Christus vir ons gekruisig is. Volgende keer wil ek vra dat Jonel, sal jy dan vir ons afsluit? Dankie, en dan is dit nou Thomas se beurt, nee. Kom ons sluit die oor. Mag ons op die Vader en ons dankie vir die dag by is Renande ons saamkom en organisasie meer vir die woord te leer. Spesifiek dat ons woord bewaar ons gaan en dat ons so bevoorreg is om weer uit die woord te kom leer. Dit vir die mense wat nie so bevoorreg is soos ons nie. Swaai dat die wat ons soms sal gee wat ons weet en dat ons gaan bestrek. Dit van die Christus se naam. Dankie.